Môre geliefdes en baie welkom in die huis van die Here. Ek vertrou dat vanoggend vir ons elkeen tot groot seën sal wees. So sê die Here, bedaar, erken dat ek God is. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Liewe Here, en nou raak ons ook stil. Here, stil voor ons u woord aanhoor. Besef ons, Here, ons moet stil word in ons hart en in ons gedagtes wat so besig is en ons aflei van wat u stem vir ons wil sê. Here, vra ons dat u woord sal oopbreek. Vader, waar ons ook later gaan deel in die breek van die brood. Here, deur die Gees breek u ook nou u woord aan ons oop. En voed u ons ook so op 'n besondere manier. Dankie Here dat u dit doen. U gawes mildelik in oorvloed aan ons gee. Ons raak stil en ons luister. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons skriflesing vanoggend kom uit die Ou Testament, uit die profeteboek Esegiel 47, lees ons saam verse 1 tot 12. In my Bybel, die 83 vertaling, is dit op bladsy 914. Esegiel 47, 1 tot 12. Opskrif daar is die stroom uit die heiligdom. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drempel uit aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop en dit het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie kon deurloop nie. Die man sê toe vir my, sien jy dit mens? Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskante op die stroom se wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei, waar dit in die dooie see sal inloop. En wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte vis en diere, en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die dooie see staan, van En-Gedi af tot by En-Eglaim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droog maak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die groot see, en net so baie. Net die water in die moerasse en die kuile langs die dooie see sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly. Weerskant op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dit is die woord van die Here. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan.
Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in aansluiting kan ons maar ook sê by talle vorige preke waar ons altyd gekyk het na die metafoor van 'n boom in die Bybel, en daar is baie daarvan, sluit ons teks vanoggend grootliks ook aan by hierdie boommetafoor. Want ons lees weer van 'n boom. Maar met hierdie ryke metafoor wat ons raak lees, is daar klomp ander beelde ook wat dit vooraf gaan. Trouwens is eers hier naderend aan die einde van ons teksgedeelte wat ons begin lees van bome wat sommer opskiet. Dit is nie net stadig groei nie, soos hierdie stroom vorder, skiet die groenigheid as het ware op. Maar die klimaks van jou teks is hier aan die einde, by die dooie see waar daar bome is. Daar lees jy grootliks van die boom van lewe, maar voor dit het daar ook baie dinge gebeur wat simbolies belaai is. Die profeet Esegiel sien in sy visioen eerstens die beeld van 'n tempel, van water wat vanuit die drumpel vloei, en hierdie water vloei af. Dit vorm 'n stroom, dit raak sterker, en jy kan hierdie progressie, hierdie stroom wat groter en groter word, baie duidelik sien in die sin van, eers is hy met sy voete, enkelhoogte, kniehoogte, heuphoogte, en later moet hy swem. En jy sien hierdie stroom raak sterker en groter. En dan vloei hierdie stroom af, uiteindelik tot in die dooie see, waar hierdie vrugtebome langs die oewers opskiet, en dan die dieptepunt, die boom van lewe, by die dooie see. Geliefdes, ons kyk na hierdie gedeelte in sy groter geheel, maar wat dit ook vir ons vandag sê, vir ons eie dag en tyd. Die water, susters en broers, wat vanuit die tempel uitkom, en hierdie beeld, veral in die ou nabye ooste, is water 'n baie welkome bron. Daar's min water in daardie gebied. Soveel so water beskryf hierdie sin van oorvloed, 'n oase in die woestyn, klip, sand. Daar is nie baie water nie, so water spreek van lewe. Maar die bron van hierdie stroom wat ons raak lees is nie 'n fontein nie. Dis nie 'n put nie, dis nie 'n rivier nie. Die bron van hierdie water wat van lewe getuig is die tempel self. Die oorsprong is die tempel. Nou interessant, maak die oorspronklike teks dit eintlik baie duideliker. In die oorspronklike Hebreëus vind jy dit baie sterk so beskryf dat hierdie water vanuit onder die fondasie van die tempel kom. En in hierdie opsig is fondasie krities belangrik. Water dan nou die simbool wat vanuit hierdie fondament kom. Die fondament waarop die tempel staan, sê baie. Die fondasie in so 'n mate wys op God self. God self is die fondasie van die tempel. Ja, letterlik is 'n gebou op 'n fondasie, maar die belangrike waarop die tempel staan, die geloof, is God self. En daarom dat hierdie water van onder die fondasie en oor die tempel se drempel stroom, hierdie beeld van oorvloed, is die bron, kan ons eintlik dan nou al klaar vir mekaar sê, nie soseer die tempel by name nie, maar God wat die oorsprong daarvan is. Van hierdie water in 'n dor landstreek, van hierdie water in woestyn, van hierdie oase. Alles afkomstig van die lafenis van water uit die tempel. Hierdie water, geliefdes, sypel eers enkel diep, dan loop dit sterker, knie diep. Later is dit 'n stroom wat afloop van Jerusalem, loop dit af tot in die Jordaanvallei, die Jordaanrivier. Die Jordaanrivier loop uiteindelik in die dooie see. Mense van die Bybelse tyd het goed geweet waar daardie water opeindig, wat in die see van Galilea sou loop, deur die Jordaan tot in die dooie see, is die water van die see van Galilea vars water. Trouwens, dis nie in die regte sin van die woord nie 'n see nie, want dit word deur land omring, is meer 'n meer, maar
dink aan die verhale van Jesus en sy disippels wat vis vang. Dit sal by die see van Galilea wees. Hierdie water sal dan loop deur die Jordaanrivier en uiteindelik in die dooie see. Die dooie see het net 'n inloop, daar's geen uitloop nie. Maar verder wat die mense van die ou nabye ooste baie goed weet en wat trouens nog steeds die geval is dit is 'n verskriklike hoë soutgehalte wat in die dooie see is. Soveel so, nie die sout van die see nie, dis so sout, niks kan oorleef daar nie. Dis belangrik. Jy kan in die see van Galilea, waar daar vars water is, vis vang, maar jy gaan nie in die dooie see, waar dit so sout is, enigstens enige lewe kry nie. Nie vis nie, maar ook nie ander plante groei nie. Dis gewoonte sout. So met hierdie beeld, geliefdes, loop die water, maar ons weet waarheen dit gaan opeindig. Ja, dis vars water, maar die suggestie bestaan, dit gaan in die dooie see opeindig, so hierdie vars water gaan ook maar net sout raak. En wat is die nut dan daarvan? Maar hierdie soutwater raak vars water. Dit is asof die natuur sy prosesse teen homself draai, die gewone, soos hulle weet, hierdie water in die dooie see gaan sout raak met hierdie stroom. Hierdie einste stroom vanuit die tempel maak orals waar dit kom, soutwater, vars water. Orals waar hierdie stroom loop trouens in die woestyn, groenigheid, lewe in oorvloed. En dit floreer tot so 'n mate dat jy daar kan visvang in die dooie see. Dis die plek waar die vissermanne onder mekaar sal sê, daar moet jy gaan visvang. Hierdie is die regte plek waar jy vis gaan kry. En dan sou jy sê, dis by die dooie see, en dan sou hulle dit aflag. Sê hierdie gedeelte, die vars water uit die tempel, hierdie lewende water, maak soutwater vars. En die beeld wat gebruik word is, die vissersmanne laat hulle nette droog word. Jy kan hoor hierdie oorvloed aan die banke van die dooie see, so baie mense sal visvang daar. Dis die plek waar nette droog gemaak sal word. Maar die dooie see, geliefdes, is nie net die punt waar die lewe alleen strek. Dis net daar die eindpunt nie, dit is sommer die water wat alreeds vanuit die tempel uitkom. Sommer so langs die stroom begin die water lewe al bring. En is 'n pragtige simbool van oorvloed, van lewe, van woestyn tot oase, van te veel klippe vanweë die gebied in Israel, waar hierdie water van die tempel in Jerusalem tot by die Jordaan moet vloei, is klipperig. Van klippe tot vrugte, van soutwater tot vars water, van dood tot lewe. En wat is die oorsprong? God self is die oorsprong. God self is die bron hiervan. Nou interessant in die teks, as jy fyn sal lees, dan sien jy dat daar beskryf dat die kuile en die moerasse by die dooie see moet sout bly. Dat mens eintlik die vraag vra, maar goed, as hierdie beeld, soos wat ons pas gesê het, van oorvloed, van lewe en vars water getuig, hoekom raak die moerasse nie ook vars water nie? Hoekom moet dit sout bly? Nou geliefdes, daar is die simboliek in die offerkultus van Israel baie belangrik. Sout veral was gebruik by jou vleisoffers, maar dan ook is selfs sout gebruik by jou graanoffers. Sout sou in graanoffers ingewerk wees. Dit kan jy gerus oplees in Levitikus 2 vers 13. So 'n melding van die kuile en die moerasse wat nog sout moet bly by die dooie see, is glad nie 'n beeld wat beperk en sê, ja, daar's oorvloed, maar daarom ook nou nie soos jy dink oorvloed nie. Dit beskryf juis dat in hierdie oorvloed, van waar alles sout was en vars water is, sal daar nog steeds aan God offer gebring word. Lof sal God nog steeds toekom. Eintlik so 'n mooi beeld dan as jy daaraan so dink.
Juis in hierdie oorvloed. Dit vervolmaak as het ware hierdie sin van oorvloed. God as die gewer, die bring, die oorsprong, sal die een wees wat altyd geëer wees. Geliefdes, ek wil egter dat ons vir 'n oomblik met dit alles wat ons gesê het, is goed en wel en waar, maar dat ons gedagtes op 'n ander nuance van hierdie teks sal vestig. Ons kan dit noem dalk 'n dieper, dalk 'n meer implisiete betekenis. Dit staan nie so voor nie, jy lees dit nie dadelik raak nie, jy moet hom weer lees en dalk fyn met dit saam gaan lees. Ja, dit is duidelik, die stroom vloei in 'n bepaalde rigting. Ja, hierdie stroom bring lewe. En ja, dit is voor die hand liggend dat hierdie stroom se bron is God self, die lewegewer en hierdie oorvloed, dis waar. Maar die profeet Esegiel, geliefdes, beleef in sy visioen, as jy so tussen die lyne lees, in hierdie stroom, tog maar 'n meesleur oomblik van sy lewe. Hoe goed hierdie stroom ook al is, hy besef dit op daardie stadium nog nie, hierdie stroom is 'n sterk stroom, wat ons onsself die vraag dalk moet afvra, in hierdie stroom beleef die profeet dalk 'n storm. Ons sien dit in die progressie en die sterker en sterker word van hierdie stroom, wat hierdie man in moet beweeg. En wie doen dit? Eers moet hy sy voete in die water sit, en ons sal sê, goed, daar kan jy nog bly staan. Hierdie stroom raak sterk en hy beweeg dieper, enkel hoogte, kniehoogte, heuphoogte, en jy kan nog weerstand bied, maar daar is progressie in hierdie teks, en hy moet dieper beweeg, en ek dink, daar is 'n metateks, daar is in die fisiese wat gebeur, beskryf daar die profeet se gemoedstoestand, om weggespoel te word deur die strome van die lewe. Soveel so dat hy nie meer kan standhou nie en dit verby sy skouers kom en hy moet swem. En hy meegesleep word, geliefdes, deur hierdie stroom. Ja, hy hoor later hierdie stroom kom van God af. Dis 'n stroom deur God gewil, Esegiel. Maar geliefdes, dit maak hierdie intensiteit van die stroom nie minder werklik nie. Dit maak sy swem nie minder werklik nie. Geliefdes, in ons lewe kom ook hierdie vloede. In 'n gelowige se lewe kom juis hierdie vloede. Spesifiek in ons gedeelte sal ons dan sê, vloede deur God gewil. Want die bron daarvan kom vanuit die tempel, dis van God af wat hierdie stroom kom. In die lewenspad, susters en broers wat ons stap, kom ons almal voor riviere in vloed. Geestelik gesproke. Bid ons die Here tot wysheid en insig. Here, hierdie ding waardeur ons nou moet, is dit van U? Hierdie nuwe rigting waar ek in my lewe dalk moet inslaan, is dit werklik van U, Here? En ja, geliefdes, sommige van hierdie strome word ons so deur die Here gelei om nie ons voete in te sit nie, want so word ons gewys, kyk hoër op, en sien die stroom is nie afkomstig van God nie, so jy weet die uiteinde kan niks goeds wees nie. Dis waar. Waterbronne anders as die van God. Maar dan, geliefdes, kom ons ook voor strome in die lewe wat ons gelei word, strome deur God. Ja, om jou voete in te sit. Dieper te gaan. Enkel diepte, knie diepte, heuphoogte. Tye wat jy moet swem in die geloof. Dalk staan jy op hierdie oomblik van jou lewe voor so 'n onbekende stroom. En jy sal dalk wil sê, dis nie stroom nie, dominee, dis storm.
Dis wat Esegiel beleef. Die groter vraag, susters en broers, is, het jy opgekyk van waar die stroom vandaan kom? Wat is jou bevinding, wat is die bron, wat is die oorsprong van waarin jy nou is? Vertrou jy dat die water, die hoofletter, jou gaan neem waar jy dalk self nie eens weet waar hierdie stroom gaan eindig nie? Of dalk in jou eie gedagtes weet jy, soos die mense van die ou nabye ooste, hierdie stroom gaan dooie see toe. En jy het jou eie vooropgestelde idees, ja Here, dis die stroom waar binne ek is, maar ek wil nie regtig hierin wees nie, want ek weet hierdie water loop dooie see toe. Vertrou ons die Here, geliefdes, dat hy soutwater na vars water ook in ons lewensstrome, lewensstorms kan verander. Ons weet, ons het dit hier gelees, dat die Here by magte is om dit ook in ons lewe te doen. Daar waar jy vir jouself al klaar dalk afgemaak het, hier is geen salf te smeer nie. Dis ons groter vraag wat ons moet vra, in watter stroom is dit van God wat ek my bevind? Geliefdes, ons moet onsself nie soveel kwel oor waar die stroom van God heen lei nie. God weet, God voorsien, in oorvloed. Ons vertrou op die Here wat gee. En ten diepste weet dat ons wat deel is van die stroom van lewende water. Ons lees daarvan in Johannes 7 vers 38, met die een wat glo is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Geliefdes, ons kan nie anders as om hierdie Ou Testamentiese teks te lees, lang voor Christus geskryf, maar Christus daarin te lees nie. Die lewende water, die opgestane Christus. En die water van die evangelie dan, wat dinamies is, soos water doen, dit vloei, dit beweeg. Dit staan nie stil nie, dit behoort nie so stil te staan nie. En ja, dit loop deur sy kronkels en draaie en swaaie, maar dis juis die dinamiek daarvan. En dit kom by, selfs waar ons dink die doodsheid heers, dooie see, vars water, wemel van vis, dat dit die nuus en gebeurlikheid van die tyd is om te sê, gaan vang daar vis. Dan weer by die boom metafoor. Waar God ons heen lei, geliefdes, kan dit nie anders nie as vrugtebome wat opskiet. En in soveel diskurs van die Nuwe Testament, taal van die Nuwe Testament, die vrug van die Gees, in oorvloed deur die evangelie wat ons uitleef, wat ons laat vloei waar God dit wil. Soos ons lees van hierdie boom, die blare sal nie verlep nie en die vrugte sal nie opraak nie, hulle sal elke maand dra, want die stroomse water kom uit die heiligdom, kom vanuit God se voorsienigheid. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. Ons lees van hierdie boom, ons ken hierdie boom. In Openbaring 22 vers 2 lees ons van die boom van lewe. Dit is presies een en dieselfde boom. Van die mensdom se begin, geliefdes, in Genesis, daar die boom in die middel van die paradys, die boom van lewe. Trouwens, ons is so gefokus op die boom van kennis van goed en kwaad, dat ons nie notisie neem van die ander boom, die boom wat hulle mildelik van kon eet. Die boom van lewe. Hulle kon smaak hoe vrugte van lewe smaak. Boom in Genesis. Tot by die boom in Openbaring, is nie verskillende bome nie, is een en dieselfde boom, is hierdie boom ook. Is die oorvloed van die Here wat ons uitbring by die boom.
So is ons in ons stroom van die lewe ook op pad na daardie boom. Geliefdes, mag ons altyd in God se stroom bly. Die water wat soos 'n fontein vanuit die heiligdom oorborrel. En mag ons in ons swem krag vind, soos ook nou. Die krag kom van die Here. Die Here is self die bron daarvan. Mag hy ons weer opnuut rigting gee. Vir jou, wat dalk wonder in watter stroom jy is, maar ten diepste getuig dit van die lewende water. En dit is niemand anders nie as die persoon, die opgestane Jesus Christus. Amen. Liewe Here, ons dankie vir hierdie genadegawe. Oorvloed. Soos die water vanuit die tempel druppel, strome. Besef ons, Here, die oorvloed van die keur van die seëninge. Onverdiend. Dankie, Here, vir die genade wat ons kon smaak en ons eie maak. Here, dat ons kan krag kry vir ons geloof swem. En die krag is U wat die bron self daarvan is. Dankie, Here, dat U ons weer op 'n besondere wyse gevoed het. Ons seën, ons uitstuur om aan 'n honger en dors wêreld daar buite dieselfde te bring. Amen. Geliefdes, kom ons staan vir die wegsending en die seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle, nou en tot in alle ewigheid. Amen.